Goeiemôre beloveds, wat 'n groot voorreg om die oggend weer te groet op hierdie maandagmôre. Ja, dit is weer eens 'n groot voorreg om julle in die huis te besoek, daar waar die werk te besoek en ook al wat u mee besig is. Miskien is u besig met u aantal taakies en u kry geleentheid om net te kyk na hierdie uitsending. Ag, want die Here kry die lof en baie dankie vir die vertroue deelname aan hierdie uitsending, vir die feit dat u hierdie boodskappe na kyk en baie dankie vir julle wat hierdie boodskappe share aan die vriende, familie en kennisse en al die lof en die eer kom die Here toe. Amen. Tweedens wil ek vir Pastor James, Joseph en sy vrou en self Pastor Christian, Joseph en sy vrou gelukwens met die nuwe rol wat hulle gaan vertolk vanaf die 30ste of die 1ste April as onderskeidelik senior en as associate pastor van Breakthrough Restoration Community Church. Die Here kry net die lof en die eer. Hulle was getrou in hulle dienswerk vir 21 jaar het hulle getrou werk gedoen en gesubmit onder leadership van Pastor Eben Maurice, wie dan nou die buiten oorhandig het en gesê het hy het die eerste fase van hierdie gemeente tot en met 21 jaar gedra en dat hy hom nog gaan toespits op ander take soos wat die Here dit vir hom moontlik gaan maak. Amen. Net die Here kan die eer kry, net die Here kan die lof kry, net die Here kry die aanbidding, want net hy weet wat 'n planne hy vir ons lewens het. Ek wil hierdie tweeling, dit is geskiedkundig. Ek weet nie of daar nog tweelinge is wat met same kerk gaan bestuur nie, maar dit is geskiedkundig en dat die Here dit so bestuur en dat die hulle tweeling die kerk verder gaan vat. Ons weet nie vir hoe lank nie, maar solank die Here vir hulle geleentheid gee en gesondheid gee, dat die Here vir hulle met wysheid sal bekragtig. Amen. Liewe dierbare vriende, op hierdie maandag wil ek julle net bemoedig. Ek en Pastor Eben praat gister terloops oor hierdie onding wat in die kerk aangaan en hoe die roeping ampte, jy weet, goedkoop gemaak word. Voordat daarby kom, ook wil ek vir Pastor Eben gelukwens met sy doktorale graad wat hy verwerf het en my gebed is dat die Here hom ook sal seën in die nuwe rol wat hy sal vertolk as radiofiguur en as ook as spreker by verskillende geleenthede. Ek wil die Here sy guns op sy lewe verder sal uitstrek en vir hom sal toebedien. Liewe dierbares, ja, hier is die saak. Jy weet, ek het genoem nou so 'n paar minute gelede of 'n paar sekondes gelede oor die ampte roepings wat goedkoop gemaak word. So 'n tydjie terug gaan ek op Facebook en daar's iemand wie ek persoonlik ken. Ons het saamgewerk des jare op die skool kom by van Brik, die naam van Spek en Ham.
En hy is in bediening en hy maak 'n uitnodiging dat leiers na hom na sy huis kom en hulle sal daar met mekaar kom, maar die toestand waarin hierdie pastoor is verskriklik. En dit sê vir my hoe goedkoop die bedienings en die ampte gemaak word. Ek wil tog as pastore wie gesond is, wie nog die woord van die Here, jy weet, reguit preek en wie die kronkel en draaikies loop nie, wie gehoorsaam is aan die God en sy stem. Kom ons leer ons jong manne. Jy kan nie die evangelie so goedkoop maak en dink dit is reg nie. Nee. If you want to be an apostle, do the work. Moenie hier staan en rond hardloop soos 'n hoender met afvlerke nie. En dink dat jy kragtig is en jy pragtig is en jy jy is absoluut net 'n geraasmaker. Doen die werk. Paulus sê ek het 'n geopende deur gesien. Dit is nie eens 'n plek vanaf hy kom nie. Maar die Here gebruik hom in die dorp waarin hy is. Doen die werk. Praise die Here. En weet jy kan teruggaan op die lewe van Paulus, dan kan jy sien wat Paulus bemag het, hoeveel kerke hy geplant het. Die vraag is, jy staan in die ampt as 'n apostel en daar's niks wat jy na kan verwys nie. Kom ons begin die waarheid praat. Kom ons doen die werk en glo die Here ons gaan seën. Amen. Dis 'n lang week wat voor lê. Dit wil ek net van my gestel afgekry het. Ek het Pastor Iwan gister te loop daaroor gepraat. En jy weet, dis 'n bekommernis. Manne van die Here wat jare in die bediening staan en nie haastig is om geelevate te word nie. En getrou die kinders van die Here opgepas het. Ons moet versigtig wees wat ons op ons lewens toelaat en nie die werk doen wat van die ampt verwag word nie. Nou ek het 'n teks wat ek wil met u wil deel, 1 Korintiërs 7 van vers 17, baie pragtig gedeelte. Jy kan saam met my volg op die skerm en dit lees as volg: maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het en so bepaal, ek in al die gemeentes. Amen. Paulus skryf, hy sê wandel net soos God hom of jou sal ek inbring daar dit toebedeel het. En ek wil teruggaan, so 'n woord terug, 2 woorde terug, die woord daar, maar elkeen moet wandel. Dit maak dit persoonlik. Jy kan nie iemand anders se baan loop nie. Jy kan nie iemand anders se werk wil doen nie. Wandel net soos God jou toebedeel het. Ja. Weet jy, ons leef in 'n verskriklike tyd. Mense is net in 'n ander lui, hulle is net in 'n ander geestesatmosfeer. Mense doen en jy weet, dit klink by die oor reg, maar weet die Bybels is dit so verkeerd.
luister gister in die diens, hoe iemand 'n stelling maak. En, jy weet, mense, jy weet, hoe hou van hierdie mooi goedjies wat gesê word. As dit goed op die oor val, dan is dit reg. Want ek hoor hoe die amens donder weer. My God. Maar dis nie wat die woord van die Here, die stelling wat gemaak word, is nie altyd wat die woord van die Here, wat God wil hê, hoe ons moet lewe nie. Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die Gees. Nee, my God, ek weet iemand hoor die woord. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Amen. Ek wil by dan sal jy nie uitlatings maak of stellings maak wat mense gaan in 'n verkeerde rigting in gaan vat nie. As jy die Gees wandel, deur die Gees wandel, deurdronge met God se Gees, dan gaan jy sê wat Christus vir jou sê om te doen. Ons wil te smart lyk. Ons wil te wonderlik lyk. Ons wil kwaai lyk. En dan maak ons verkeerde stellings. Hoor wat sê in die 17de vers. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Paulus is baie duidelik. Amen. Dis 'n bietjie lering vir jou vandag. Dis 'n bietjie informasie vir jou vandag. Voordat jy jou mond oopmaak om God se mondstuk te wees, sorg dat jy deurdronge is met die Heilige Gees. Maak seker dat die Here deur jou beweeg, in jou beweeg, sodat jy kan wandel volgens 1 Korintiërs 7:17, net soos God jou dit toebedeel. Amen. Halleluja. Ek glo die Here jou gaan help, Here ons gaan toebedien, Here ons gaan deurdra om stadig te wees, om te reageer op dit wat ons miskien voel in ons binneste, maar beweeg wanneer God jou beweeg. Praat wanneer God met jou praat. Doen wanneer God jou opdrag om te doen, sodat ons die werk van die Here gesond kan hou. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderwe maai, maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. Laat dit ons gebed wees, my liewe vriende, om in hierdie week so onbekend soos wat dit is, dat ons sal doen wat God wil hê ons moet doen, sê wat God wil hê ons moet sê, en halleluja, so sal ons die werk van die Here gesond hou. Hierdie week is onbekend. U is bekommerd. U weet nie wat vir u voorlê nie. I'm here to tell you, there is only one way. That's the right way. Jesus is the answer for this world. As jy nog nie met Christus vriendskap gesluit het, die maandag kan jou verandering wees. Hierdie dag kan jou, halleluja, 'n radikale verandering in jou lewe teweeg bring. As jy sê, Here, ek kom net soos u wil hê ek moet kom. Laat ek wandel net soos u, wie God is, my toebedeel het. Amen. Dan gaan die Here ons seën. Vir hulle wie deur moeilike tye gaan
Galasiërs 5 vanaf vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Amen. Wees onbeweeglik, wees standvastig. Ja, die aanvalle sal kom, ja, die probleme sal daar wees, ja, die verwyte sal kom, maar as u vas staan, sal die Here jou meer as oorwinnaar maak. Onbeweeglik, wees standvastig. Amen. Moenie laat enige wind jou, halleluja, omwaai nie, maar staan in die roeping, in die vryheid, waarmee Christus jou vrygemaak het. Die Here seën. Mooi dag verder. Amen. Die Here kry die lof en die aanbidding.